so by mekaar kom om die aangesig van die Here te soek. Dit is eintlik 'n groot oomblik. Die van julle wat die woord ken, sal onthou daar in Exodus 3, sien Moses die brandende bos, waar hy gaan nader en dan hoor hy die Here vir hom sê, Moses, Moses, nou antwoord, hier is ek. En dan sê God vir hom, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, dat die plek waar jy staan is heilige grond. En nou sal jy onthou toe die volk ook deur die Jordaanus om die land in te neem, en dieselfde met Joshua gebeur. Altyd vir my 'n kosbare gedeelte om te onthou, die God met wie ons besig is nie sommer net so 'n vriendjie wat ons agter die bos gaan uitstop het nie. Hy is die God van hemel en aarde, en ons moet maar altyd in nederigheid voor hom staan. Kom ons raak het maar oomblik stil, voor ons na sy woord luister. Baie dankie, ons gaan begin met 'n gesang 105, 1, 2 en 3, ons gaan dit staande sing, en dan bly ons ook daarna staan vir die foto met die seën en die loflied direk daarna, waar ons eintlik pleit by die Here, lei ons Here, groot en magtig, U alleen ons hulp en krag. Gesang 105, 1, 2 en 3, dan bly ons staan vir die seën en ook die loflied daarna. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige en troostvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die seëngroet met 'n bekende Psalm 146, 1 en 8. Praise
Ons lees vanmôre enkele gedeeltes uit Jesaja 40 vanaf vers 1. Jy weet, dis die profeet wat juist in die ballingskap tyd opgetree het. Hy wat juist vir hierdie volk wat nou lank in ballingskap is, hierdie wonderlike boodskap bring. Jesaja 40, waar hy hierdie volk kom verseker daarvan, die uitkoms uit hulle groot ellende is hier. Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Daarmee wil hy eintlik duidelik sê, al julle ellende wat julle nou soveel jare beleef, hier in ballingskap is verby, die uitkoms is hier. Vers 3. 'n stem van een wat roep, berei die woestyn en die weg van die Here. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en elke heuwel klein gemaak word. En die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word en alle vlees tesame sal dit sien. Want die mond van die Here het dit gespreek. 'n stem sê, roep. En hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Jy moet onthou, hulle leef nou daar tussen die afgodsaanbidders, en hier kom die ware God van hemel en aarde, en hy openbaar hom deur middel van hierdie profeet, hier is julle God. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader, en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies wei. Ons hoor hier Psalm 23 ook, hy is ons herder vir ewig. Die uitkoms wat hierdie profeet uitroep is hier. Ons gaan nou saam sing Gesang 263, geliefdes daarvan 1, 2 en 3, en dis eintlik 'n gebed wat ons in oot moet sing voor die Here. Sien ons ootmoedig voor U nader, o God, so eindeloos goed en groot. U was ons Vader en se Vader. U was al redder in die nood. En hy bly dit vir ewig. Kom ons sing dit hartlik saam, Gesang 263, en dan bly ons direk daarna staan vir die gebed.
Heilige God, waar berg ek my? Waar vlug ek heen? Dit wil ons saam met die psalmdigter uitroep, wanneer ons nood beleef in hierdie wêreld. En dan ook met die vreugde en vrede in ons hart na U alleen, U die almagtige, ewige God, wat steeds trou bly. Ons bid, Here, dat U ons ook sal trou hou deur die werking van die Gees. Trou aan die geloftes wat ons afgelê het teenoor U, en die beloftes aan mekaar, dat ons ja weer werklik 'n ja sal wees, en ons nee 'n nee, nie miskien nie. Maak ons gehoorsaam, gewillig, om ons lewe so in te rig, dat dit altyd tot U eer sal strek, en tot U verheerliking. Ons dank U vir hierdie besondere dag, waarop ons, soos op die dag van die Here, rustig kan raak van ons daaglikse werk. Hierdie gelofte dag, waar ons geloftige stand kan doen, kan terugdink aan U wonderdade, ja, dwars deur ons hele lewe, maar in besonder by hierdie groot gebeurtenis, soveel jare gelede. Ons dank U, Here, dat U ons elke dag versorg, te midde van 'n chaotiese wêreld. Dank U dat ons ook die geleenthede kry om soms so rustig te raak, ja, eintlik gereeld die geleentheid kry, om U op te soek en U te ontmoet in die huis, waar ons U naam, U woord kan hoor, U lof kan verkondig, en aan U die eer kan gee wat U toekom. Seën ons in hierdie feestyd, Here, nou hierdie dag, geloftefees, ook in die dae wat voorlê, wanneer ons die Christusfees vier, dat ons met groot dankbaarheid hierdie tyd sal gebruik, om stil te raak voor U, en dat ons sal onthou, werklik ten diepste sal onthou, wie U is, en dat U in die grootheid, en in die goedheid, en in die genade, ons elke dag onderhou. En U kom toe al die lof, die eer, die dank, die aanbidding van ons harte, omdat ons diep bewus is van ons eie swakheid, ons nietigheid, ons verganklikheid. Hoor ons gebed, o Here, in die naam van ons Verlosser en Redder, Jesus Christus. Amen. Hier kom maar plekke inneem asseblief. Liewe broer en suster, ons leef in 'n tyd waarin elkeen van ons vir mekaar sê, waak tog daarteen om moedeloos te raak, of in een of ander depressie te verval, vanweë die chaos van hierdie wêreld waarin ons leef. Ek skryf soms die indruk, figuurlik gesproke, hardloop ons mense van ons eie dierbare boerevolkie soos vlakhase rond, wat nie weet waarheen en wat gaan nog vir ons voorlê en wat hou die toekoms in nie. Oral loop jy vas in gesprekke van mense wat in hierdie ellende vasgevang is en geen hoop meer het nie. Veral die toestand in ons eie vaderland. Ek dink soos ons hier sit, kan ons mekaar vra, ja, waar is ons kinders vandag? Hierdie saal behoort vol te wees met die nageslag. Soos beloof het, ons sal vir ons kinders en hulle kinders en al die geslagte tot in die verre toekoms vertel van hierdie wondergebeure. Nee, waar is ons kinders? Meeste van ons het kinders wat gevlug het uit die land uit oor die chaos wat hulle hier beleef. Ander heenkome gaan soek om te kan oorleef. Luister 'n bietjie hoe sing ons jong mense wat nog hier agtergebly het. Baie keer liedere wat vra na die toekoms. Waar lê jou identiteit, Afrikaner is die een? Luister hoe jou land jou roep. Anders sal we sing oor die bloed van die Vader en so gaan dit voort. Ja, waar lê ons toekoms? Watter toekoms is daar regtig vir elkeen van ons en vir ons kinders? Maar buiten die gewone normale dinge wat ons tref, so siekte, dood, armoede, depressie, mense wat verval in dwelmmisbruik, huwelike wat op die rotse loop, sedeloosheid, geweld, al die lelike dinge,
Leef ons ook hierdie aaklighede van 'n grondgrypery van die staat. Ons grond, bloedgrond, grond wat met bloed gekoop is deur ons voorvaders. En dan kan ons nie anders as om te sê, het ons dan vergeet? Het ons volk God vergeet? Maar dit is nie God wat ons vergeet het nie. Jy kan maar die geskiedenis lees in die woord van die Here. Dis telkens die volk wat wegdwaal agter die afgode aan en ander aanloklikhede in plaas daarvan om aan God vas te hou en hulle toevlug by hom te soek. Ja, mens kan eintlik figuurlik gesproke sê, 'n mens voel soms hier net so beleer soos die manne daar by Bloedrivier in 1838. As ons vir mekaar sê, ons moet nie ophou om die stryd te stry nie. Die goeie stryd. Dis ons verantwoordelikheid waarom God ons ook hier geplaas het in hierdie pragtigste land in die wêreld. Hierdie ou boerevolkie van ons, wat het van ons geword? U sal saamstem, ons word fisies en geestelik beleer. Eintlik so eie soortige, unieke oorlewingsstryd. Ons is net in 'n ander soortige Bloedrivier situasie. En daarom is geleenthede soos hierdie, herinneringsgeleenthede, so broodnodig, dat ons weer sal onthou. Nou wil maar weer vir die vraag, kom ons maak moeite, doen moeite daarmee, dat in die toekoms ons kinders en ons kleinkinders in hulle hordes sal opdaag, want hulle moet ook onthou om dit deur te dra vir die toekoms. Bloedrivier is 'n besondere geleentheid hierdie gelofte dag, want dit is eintlik enig in die geskiedenis van ons volk. 'n Volk wat 'n lewenslange stryd voer om net doodgewoon vrede, vreugde en vryheid te kan beleef. Al wat die boerevolk begeer, vrede en vryheid. Een van ons digters skryf 'n mooi ding, hy sê, die vryheid daar, die vryheid wat in ons harte leef, die vryheid kan nooit sterf. Ons vryheid sal nooit sterf. En niemand sal dit ooit van ons kan neem. Want diep verborge in ons harte sal dit leef. Solank ons oog nog blink, ons bloed nog klop en ons nog trots sal wees om boer te bly in hierdie wonderland Suid-Afrika. U weet die gebeurtenis van 16 Desember 1838 is eintlik 'n strawwe geloofstoets vir die boerevolk gewees. En ons beleef as ons daaroor terugdink, God het ingegryp en het hierdie volkie gered, omdat hy ook 'n bepaalde doel het vir ons in hierdie lewe. En dit verstomme mense elke keer as jy daaroor dink, en wil nie lank daarby stil staan nie, Prof Jones sal lank meer daaroor praat, maar dis 'n wonderbaarlike gebeurtenis, een na die ander. Dit was die mense vermoë of krag wat hulle gered het nie. En dan moet ons ook vir ons kinders vertel om te onthou wat gebeur het vooraf, met Pieter Tief, hoe gruwelik hulle om die bos gelei is en vermoor is deur Dingaan, op die aakligste wyse denkbaar. Maar God is so goed in sy grootheid, om iemand te voorsien, soos Andries Pretorius. Hy beskik so iemand wat die verdeeldheid onder die laars in groot mate kon beëindig. Hulle kon besiel, hulle dissiplineer. En dan het hulle die strafkommando wat gaan om vir Dingaan en sy mense reg te sien. Dan doen hulle 'n aardige ding, 15 Desember, in plaas van offensief optree, tree hulle defensief op. Hulle gaan trek laer en hulle laat dit in die Zulus oor om die krygstaktiek te bepaal. Wat regtig onverklaarbaar is vir my en vir die groot wonders is, dat hierdie Zulus nie soos altyd in hulle massas afgestorm het en hierdie laar totaal vernietig het, soos by Bloukraans en Moordspruit en ander plekke nie. Totale uitwissing tot gevolg gehad het nie, maar dat dit anders gedoen het. Kultuurhistorici leer vir ons, hulle het
in divisies gekom. Nou die getalle kan ons seker lank gesels, want ek het nou weer 'n hele paar mense gehoor, party praat van tot 20, 30.000 mense, 36.000 Zulus teen die 470 nagenoeg, 464 boere daar in die Laar. En besef jy wat 'n onmoontlike getal dit is. Maar oor die algemeen praat hulle van minstens 12.500 plus. Dis al klaar erg genoeg. So sommetjie gemaak, jy praat van omtrent 27, 28 teen een man. Hoe dit ook al sê, die wonder is dat hulle kom toe in divisies en nie een massa nie. En dit het die boere kans gegee om die aanslag af te weer. Ander wonderlike ding is, hulle kom nie met hulle werpspiese soos gewoonlik nie, maar met hulle handgemeen spiese, die spiese die kort steel as 'n gaaie, om handgemeen te raak. So kan ons voortgaan. God alleen kon daarvoor sorg dat in daardie wêreld waar die mis so dig lê, ook veral naby die rivier, dat juis op daardie oggend vroeg lig, sodat die mense duidelik kon sien, die teiken kon sien, en die kruit kon droog bly. En ons weet dit was 'n oorwinning. Oorwinning wat God beskik het, en daarom gedenk ons vandag 186 jaar daarna nog steeds hierdie wonderlike gebeurtenisse wat deur God daar gestel is. Want wat het gebeur? En dit moet ons onthou vir ons toekoms vorentoe. Ja, ek wil net sê oor die opmerking oor iemand wat sê vergeet die verlede. Ek het gister ook in die diens gesê, 'n kultuurfilosoof het gesê, Bilderdijk, daar bestaan nie so iets nie. Die verlede, die hede en die toekoms aan mekaar gebind. Hy sê het verlede lig dit nie, die nou, en dit nie wat worden sal. Het kan nie anders wees nie. Dis 'n roete wat jy gery het. Jy moes geweet het waar jy bly om hiernatoe te kon ry. Jy weet waar jy vandaan kom by die huis toe gekom het. So kan jy voortgaan daarmee. Soos te onsin denkbaar, jy kan dit nooit van mekaar skei nie. Ons moet vir die toekoms daaraan vashou. Iemand het gebid, daar tussen die klomp Israeliete in ballingskap, het hulle dit ook gedoen. Maar hier in die Laar, bid hulle ernstig, en sal later na die gelofte weer kyk, bid Here as hy vir ons die oorwinning gee, maak ons dit 'n dankdag vir altyd. Sabbatdag, dag van die Here waar ons met U besig is, en ons rig 'n huis op tot U eer, ons vertel aan ons kinders, alles tot U eer, tot U verheerliking. Die Bloedrivier was sekerlik een van die belangrikste slae op ons vaderlandsbodem, vanweë sy andersheid. Vir ons as gelowiges, as geloftevolk, eintlik een groot onverklaarbare wonderwerk. God red, en nie een van ons manne kom om nie. Maar dit altyd vir mekaar sê, moenie te rondborstig wees daaroor nie, want dit is geen menslike verdienste nie. Dis loutere genade, dis bestuuring, dis beskikking van die Allerhoogste God. God het wonderbaarlik ingegryp, soos daar ook by Israel. Hierdie profeet, die medegelowiges om hom bly glo, geglo God sal hoor. So moet die volk altyd bly glo, die redding lê by God. Israel is daar in so 'n situasie, soortgelyk as wat ons boere beleef het. Eintlik nog erger, hulle is in werklike ballingskap. Ek sê baie keer ons beleef, ons is hier ook in 'n snaakse soort ballingskap, 'n vreemdeling in jou eie land. Platgeslaane volk is Israel in hierdie vreemde land, alles is platgeslaan. Jerusalem, die tempel, alles is tot niet. En dan kom hierdie profeet met die wonderlike boodskap. Volk van die Here, die uitkoms is hier. God is hier, hy staan as het ware langs jou en langs my. Maar watter God is dit? Nie sommer so 'n gootjie nie, van al die afgode wat hulle daar leer ken het nie. Hy begin met die skepingstradisie om te vertel, die God wat hier is die God wat alles geskaap het. Die skepper van hemel en aarde, die onderhouer daarvan, ons verlosser, die regeerder oor alles en almal wat alle mag het. Dan gaan hy oor na die uittogtradisie om te sê, dis hy wat ook hierdie volk gered het uit slawerny uit Egipte. Hy is die hoop vir die toekoms.
Ons weet, gister in ons gemeentetjie ook daarby stilgestaan, wie die wondere van die uittog ken, sien geen swaarigheid vir die hindernisse van die toekoms. En van ons intog ook vir Israel in die nuwe land nie. Ons as boervolk ken ook mos daarom hierdie almagtige God van hemel en aarde. En daarom juis gelofte dag hierdie kosbare kleinnoot om ons voortdurend aan sy almag en sy alvermoë te herinner. Dit juis in die donker dae waarin ons leef, is dit so broodnodig om ons weer koers te gee, hoop te gee, te laat volhard in die geloof. Die almagtige God van hemel en aarde is steeds die God wat vandag leef en tot in ewigheid sal leef en leef 'n verhouding met ons as sy kinders, al is ons nietige sondaar mense. In die gedeelte sê hy so mooi, ons is maar soos die blomme in die veld van die gras daar in die veld. As die wind oor ons waai, is ons nie meer nie, ons plek en is ook nie meer nie, maar God en sy woord bly vir ewig vas staan. Dan kom God in sy goedheid en hy openbaar hom wanneer hy ingryp as die Almagtige, wat juist so regeer, en hy bring sy volk byeen, soos 'n herder wat sy kudde versorg. So eindig die gedeelte wat ons gelees het. Hy alleen is die verlosser van sy volk uit nood. En dan openbaar hy hom juis, en sy redding en sy verlossing juis so duidelik in Jesus Christus ons Here. Die vlees geworde woord, sê die woord. Ons hoef nooit weer verslae te wees, verlore te voel nie. God kom openbaar hom as regeerder, as koning van alle konings, van alle ryke. En hy bring gelowiges byeen, en hy sal ons versorg as sy kudde. Hoor net by monde van die profeet, sê die profeet vir hierdie verslae volk Israel, troos aan die troostelose. Ek bring vir julle die goeie tyding. Die uitkoms is hier. Die werklike swaar kry wat julle moes ly staan, daar is nou verby. Gaan maak tot die pad van die Here gelyk. Roep sy naam uit, oral en altyd. Moenie so vreesbevange staan en so radeloos wees en moet opgee nie. Hou op om so angsbevange teen die haaglikheid rondom jou vas te kyk. Raak positief en doen iets positiefs. Maak ook van hierdie ellende en verleentheid 'n besondere geleentheid waaruit ons groei. Geliefdes, die woord van God roep ons elkeen vandag ook op. Staan op uit jou ellende, uit jou sonde en jou swakheid. En doen dit met die moed en die oortuiging dat hy dieselfde God, die God is wat jy aanbid, en dat wie jy die pad saam stap. Jesaja 40 vers 31 sê, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Daar is geen twyfel daaroor nie. Want die grootste stryd het hy reeds self oorwin in Jesus Christus ons Here. In hom het die onmoontlike, die groot almagtige God, mens geword, en het moontlik geword om tussen ons te woon. Daarom roep hy ons op, volk van God, glo en lewe voluit. En dan sal ons weer opnuut begin besef, maar die toekoms hou vir ons eintlik groot opwinding in. Want hy beloof ook in ons lewe, die uitkoms is hier. Wil die oproep vanmôre en sê, kom dan gelofte volk. Kom laat ons met die swaard van die Bybel, met die kultuur van ons sweet, met die moed van ons oortuiging, en met die krag van ons idealisme, met die oog op God, die Almagtige, en met geloof die toekoms tegemoet gaan. En laat ons in hierdie uur van beslissing in die eerste plek God kies, mekaar se hande vat in die geloof, 'n slag mekaar kies en nie met mekaar beklei en teen mekaar staan nie. Maar as gelofte volk saam staan tot eer van die Here. Sodat ons weer in beweging kan kom, die nuwe toekoms in. Laat ons hierdie geloftefees vier, as 'n oorwinningsfees moontlik gemaak, deur net een, die almagtige God en sy krag. Daarom, soos die gelofte ook sê,
dan bring ons aan hom al die lof, al die eer vir die oorwinning. Want ons is dankbaar teenoor hierdie God, in en deur Jesus Christus, ons Here, ons Koning. Amen. Geliefdes, ons gaan nou verenig in die gebed en ek gaan vra dat almal sal staan en dat u sal bly staan totdat ons die 4de strofe ook gesing het van die stem waarin ons alweer in ons plekke oomblik sal inneem. Kom ons staan. Baie dankie ons Hemelse Vader vir hierdie kosbare woord wat so deur die eeue aktueel en waar bly. Helder en duidelik, U is die Almagtige en aan U kom al die eer toe. En wil ons almal uitroep in lofsang, triomf, triomf Immanuel. U, o Here, oorwin die dood en hel, na bitter stryd en lyding. U, o God met ons, U het oorwin. Lei ons die Vader woning in, laat deel ons U bevryding. Here, ons wil hierdie dag nêrens anders ons hulp en ons krag soek as by U nie. Gee dat ons hier sal uitgaan met nuwe moed en krag, met nuwe hoop die toekoms in, want ons soek in U die lewende God, ons sterkte. Ons kry by U die krag. Ja, met U wapenrusting klee U ons met mag. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, ons Redder, wat dit alles vir ons moontlik maak. Jesus Christus die Here. Amen. Ons gaan saam sing, geliefdes, gesang 298. Ons sing daarvan 1, 2 en 3, dis kort strofes. Kom ons sing dit hartlik saam in trou voor die Here. Die Here sal die seën en die beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en die genadig wees.
Die Here sal die gebede verhoor en aan u sy ware vrede gee tot in alle ewigheid. Amen. Ons bly staan, geliefdes, want ons gaan ons gelofte gestand doen. Die gelofte van 16 Desember 1838. My broers en medelandgenote, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Ons gaan nou sing die 4de strofe van die Stem van Suid-Afrika, eintlik 'n pragtige gebed, op u almag, vas vertrouend het ons Vader gebou. Goed julle, ek wil nou graag hierso professor Henny Jones aan julle bekendstel, maar ek dink hy is aan baie van julle al reeds baie bekend. Hy het al voorheen hierso opgetree as spreker en hy is ook 'n bekende hierso onder in die kant van Suid-Kaap. Vir ruk daarsop, julle ruk daarsop Mosselbaai area aan daai gedeeltes gebly. So hy is nie onbekend hierso nie. Oom Henny het sy graad gekry by Tikkies, hy het daarso gestudeer, hulle geswat en so ook verder gegaan, waar hy later sy doktersgraad by Koffsies verwerf het in Afrikaanse literatuur nie. Oom Henny het ook so oor die land heen het hy skool gegee, klas gegee, en selfs in Namibië. So hy het 'n redelike sterk agtergrond van ons geskiedenis en ook so by baie swart skole skool gegee, redelike vriende. Ons het 'n redelike groot tekort aan sprekers by feeste. Ek kan vir julle sê, dis 'n oneindige stryd om sprekers by feeste te kry. Om hierdie voorreg om hom vandag hierso te hê, as 'n baie gesoute spreker al, baie dankie en dankie ook vir julle lang afstand wat julle afgelê het hiernatoe om ons te kom besoek. Ek wil net sê baie dankie vir die vriendelike uitnodiging. Dit was vir my besonderste voorreg om weer Oom Ifani en hulle gesin hier by mekaar te kry. Dankie dat ons so baie jare by mekaar kon wees en mekaar kon bedien met die evangelie. Ja, ons het nou vanmôre ook al gehoor van die verlammende goeters wat hier in Suid-Afrika gebeur met die boerevolk. Ons het al gehoor van mense wat begin
begin moedeloos raak. En dan kom die massa media en dan sê hulle hier vir julle 'n oplossing. Kom dobbel maar saam met ons, kom dien die geluksgod gat. Snaakse naam. Kom dien die geluksgod en julle sal regkom. En dan stuur hulle nog so ou Mephistopheles figuurtjie om langs die karre te hardloop en vir mense die geluk te gee. Kan jy dit glo? Mephistopheles, tussen hakies, is in Faust Goethe se drama die verteenwoordiger van die duiwel. Nou ons is nie onbekend met hierdie verslaandheid van 'n volk se lewe nie. Ons weet van 1937 toe Van Wyk Louw gesê het, "O wye en droewe land, alleen onder die groot suidersterre, sal ooit uit jou 'n hoë blydskap kom in jou stil droefenis." Ag en tog, in 1979, toe skryf Dolf van die Kerk, "Die Afrikaner is te vroeg van sy moe afgesny." Daar's baie mense wat dit glo, dat ons ou volkie se rol maar uitgespeel is. Dat alles nou verby is. Dat ons niks geword het nie. Dat ons ou dorpies gekwyn het, dat ons ou kerkies leeggeloop het en as byna leeg geboue bly staan. Dat ons Christendom verwater het. Dat die Afrikaner volk in 'n hoek gedryf is, dat hy nie meer 'n volk is nie. En dat ons maar onder die Afrikaanses en onder die Suid-Afrikaanses moet skuil. Ons moet dus, na aanleiding ook van Dominee se preek vanmôre, ons moet 'n standpunt hier teenoor inneem. En ek wil vanmôre my gesprek so inkleer, dat ek spitsgebeure in die verlede sal vat, en hulle betekenis sal ontleed, en hulle sal deurtrek tot in die hede van vandag, sodat ons kan weet waar ons staan. Daarom moet ons 'n basisstelling maak, 'n soort premisse maak, om ook die vyande van ons Afrikaner volk uit te daag. Om ook die ongelowiges uit te daag. En daarom moet ons gaan kyk wat God in die volk van Suid-Afrika gedoen het. Wat God gedoen het om die Afrikaner volk te vorm. Wat hy gedoen het om die Afrikaner volk staan te maak. En wat hy gedoen het om die Afrikaner volk vandag nog behoue te laat bly. Ons wil nie vir God besluit nie. Ons wil gaan kyk wat hy gedoen het, sodat ons die getuienisse uit ons geskiedenis kan kry van hoe ons vandag vorentoe kan gaan. En nou begin ek sommer hier by, lang voor die tyd, by 1510. En daar kom een man, baie brawe man, wat die see bereis het, en die weet mos in daardie tyd, uit die Hollanders en die Engelse en die Portugese, het was rondom ons kuste gery. En die weet mos, dat niemand Suid-Afrika wou hê nie, want dit is 'n land van storms, het ou Dias nie gesê, Tabo tormentoso nie. En het ou de Gama nie gesê, Terra del Fuego nie, die land van rook, die land wat gevaarlik is, die land wat jou brand. Hierdie land wat nie havens het eintlik nie, hierdie land wat nie water het nie, hierdie land wat nie kos het nie. Kom ons gaan verby hierdie land, maar hierdie land wat barbare het en mensvreters, hierdie land wat jou doodmaak, ons moet nie hierdie land nie, ons moet nie hierdie land vat nie. En hierdie narratief het in Europa versprei. Suid-Afrika is 'n land sonder genade. Los hom uit.
Maar de Almeida, die onderkoning van die Portugese, kom plant sy Pedrao in 1510, 'n man van status. En hy annexeer Suid-Afrika vir die Rooms-Katolieke Kerk en vir Portugal. En hy gaan kyk 'n bietjie wat die Khoi maak, en die vrouens word vir hulle 'n bietjie mooi, en 'n geveg ontstaan, en die Almeida word heeltemal uitgewis. Ons lei hierin af dat God beplan het om 'n volk hier tot stand te bring wat nie Katoliek is nie en wat nie Portugees is nie. Maar die Engelse het ook maar so 'n bietjie probeer. Hulle het ook hier na toe gekom. Roy het hier gekom en hy het gedink hy gaan 'n vraag vol misdadigers hier aflei, want Engeland het baie misdadigers gehad. Sommige het net aardappels gesteel en dan word hulle as misdadigers gereken. En hy kom laai hier af, en die Khoi kom teen hulle in opstand en dryf hulle die see in en maak 'n klomp van hulle dood, laat niemand hier beland. En hierdie narratief word groter. Hierdie storie van die wit mense in die see en jaag het nog verder gegaan. Jy ken die storie van Nankwause, hier by die selfmoord van die Khoisas. Hulle het ook gesê, maak alles tot niet, want die son sal weer terugloop en as hy julle die wittes in die see en jaag. En die ANC sê 4 jaar voor die sogenaamde demokratiese verkiesing, ons gaan die wit mense in die see en jaag. En die kommuniste sê nee, nie die wit mense wegjaag nie. Kom ons maak 'n kommunistiese staat waar die leiers, wat eintlik die leiers behoort te wees nie, wat julle leiers hier kom voor, ons sit daar en daar die tyd. Ons gebruik die ryk wittes, want hulle is almal ryk. Ons gebruik hulle vir melkkoeie om ons politbureau 'n goeie lewe te gee. En nou sou Julius sê, praat ons ook van die wit mense in die see en jaag. Maar ons sien dat die Afrikaner volk en die ander wit volkere nog knus in hierdie land sit. Niemand jaag hulle in die see nie. God bewaar die volk om nie in die see gejaag te word deur getalle van vreemdelinge nie. Maar hier gebeur 'n ding met hierdie Engelse. Hulle laai ou op hier met die naam van Outjumatu. En hulle vat hom daar na Indonesië toe en hulle leer hom Engels praat. En hulle noem hom Harry, een van die koninklike name. Uiteindelik kom hy terug en hier, hy was 'n leier van die Khoi. En hy leer die weë van die wit mense aan en hy leer hoe om met hulle handel te dryf. Uiteindelik kom hy terug en sy ou groepie Khoi gaan sit op Robben Eiland, lekker plek in ons geskiedenis. Gaan sit op Robben Eiland en daar dryf hulle handel met die westerse lande. En dis maklike oorlewing en is maklike geld maak. En Van Riebeeck stel sommer vir Harry ook aan. En die land daarna nie toe steel Harry skape. En hulle verban hom na Robben Eiland toe. Harry wat lekker lewe. Die materialisme gryp hom, soos vir baie van hierdie leiers gegryp is. Maar die groot spitsgebeurtenis waaroor ek graag wil praat. Daar was natuurlik nog daar twee manne wat vir die Britte hier 'n vlag geplant het en gesê ons annexeer vir Brittanje hierdie land van ons. En toe sê koning Jacobus I, ons stel nie belang nie
Want dit is 'n droë land, hierdie narratiewe wat hier in Europa aangaan. Ons wil nie die land hê nie. En Fitzherbert en Schillinge kon nie die land vir Britannië annexeer. Maar die eerste groot spitsgebeurtenis waaroor ek wil praat, is die stranding van die nuwe Haarlem. 'n Skip wat op die rotse loop in Tafelberg. En 62 manne swem uit. En kos en koring en kruit en al die goed swem uit. En hulle bly jaar nie. Hulle dryf handel met die Khoikhoi. Die Khoikhoi is nie moordenaars teenoor hulle nie, hulle is vriendelik, hulle verkoop vee, hulle ruilhandel. Dit lei tot die remonstrantie van Jansenzoon en Proot. Hierdie land is 'n goeie land, hy het 'n goeie klimaat. Die goed groei goed. Die inboorlinge is vriendelik. Hier is onbeperkte wild. Strategies is dit een van die beste lande op die handelsroute. En die VOC besluit om hier 'n handelspos te maak. Jy moet waarneem dat hulle nie belangstel om die land te annexeer nie. Hulle wil 'n handelspos maak, hulle wil handel dryf, hulle is gedryf deur die materialisme. En Van Riebeeck se koms was al klaar vir wonderwerk. Ons het gehoor wat oor die praat van die wonderwerk. Van Riebeeck skryf een koel lugtjie, dit was so, suidewind was so koel, of so min, dat hoogsaak in die water bly lê het. Maar dat die reiger stadig aan uitgekom het. Onthou, dit is die begin van die Kaapse storms. Hierdie mense kry 2 maande om alles in orde te bring voordat die eerste storm uitbreek. Maar die groot gedagte wat ek hier wil los is Van Riebeeck se gebed op die Vaalstrand van Kaapstad. Jy sal met waarneem dat Van Riebeeck 'n amptenaar van die VOC is. Hy moet 'n gebed lewer en dit neerskryf. Dis amptelike goeders. Maar hy erken God as die God wat hulle hier gebring het. Hy erken die VOC as sy meesters. Maar wat nie opdrag is nie, sê hy, dat hy aan dese wilde, brutale mense mettertyd die ware gereformeerde leer mogen verbringen. Wat sê hy eintlik? Hy sê die barbarisme, die kannibalisme, die doodmaak van mense, die verkannis van Suid-Afrika kan teëgegaan word deur die verkondiging van die evangelie. Dit is Van Riebeeck se groot bydrae, die verkondiging van die evangelie. Dat God het 'n volk in gedagte wat in die bres staan vir die ander volke. En daarom moet hulle die evangelie hê om te dra, om die barbarisme en die misdaad en alles wat daarmee gepaard gaan en die chaos teen te gaan. Maar die volgende groot wonderwerk wat hier is dit word 'n bietjie droog in die Kaap. Soos jy kan sien, sommige jare is dit droër as ander jare, soos vanjaar. Word 'n bietjie droog in die Kaap. En die manne kan nie produseer nie, want amptenare is nie baie fliks om te plant en te saai nie. En Van Riebeeck kry hierdie gedagte, kom ons maak vryburgers. En vryburgers word veehoede. En veehoede trek verder. En veehoede word voortrekkers. Hulle word teen die swartes en die
teen die Xhosa vasgedruk in die oostelike deel van die Kaap. Het jy opgelet dat die Britte nie die Kaap begin het nie? Wat is die rede daarvoor? Die Britte volg 'n demokrasie, 'n humanistiese demokrasie wat almal gelyk stel. En hierdie demokrasie sou ontsaglike skade aan die Kaap aangerig het. Die Hollanders het 'n ander soort demokrasie. Hulle het 'n demokrasie vanuit die hervorming. Ons kan dit 'n teokratiese demokrasie noem. En hulle het die gedagte van 'n republiek. Hierdie ouens stig dan ook, waar hulle kom republieke. Ag, ons kan noem, Swellendam, Raadbenet, Natalia, Oranje Vrystaat, Zethai, Posen, Stellenland, Appingtonia. So hierdie mense was republiekmense, hulle was gereformeerde mense en hulle ontwikkel op die trekpad 'n nuwe taal wat ons Afrikaans noem. Hulle benoem dinge, hulle leer van ander mense tale, woorde ken, hulle maak 'n nuwe taal. God wil 'n volk vestig met 'n eie kultuur van eksklusiwiteit. Ons het dit apartheid genoem in die ou dae. Apartheid is 'n geweldige ingewikkelde begrip wat mense nooit verstaan nie, wat mense verdoemend na ons kyk, maar ons reken ons nie tot die nasies nie en ons lewe eenkant en ons reik ons hande uit na die nasies toe. Ons staan in die bres vir die nasies. En hierdie mense kry hierdie geweldige gedagte. Ek wil hê jy moet die wonderwerk sien in die begin van die groot trek. Want ek wil by die gedagte uitkom hoe dat God 'n volk gevorm het deur 'n geboorteproses wat pynlik was, wat doodmaak van mense was, wat 'n blou krans en 'n bloedrivier en 'n ritse die Vakane later in die Engelse oorlog gehad het. God het ons deur die meel gesit. Hy het vir ons dat swangerskapspyn kry om 'n volk te word. Maar gee ag op die wonderwerk dat meer as 10.000 mense dit in die hart kry om te trek. En dankie vir die Britte, want hulle het hierdie ou Harry geleer om met hulle handel te dryf en dat hulle kon vriendelik wees en dat ons die land kon begin. En nou kom die Britte weer en hulle die regering en hulle kry met hulle liberale soort van demokrasie, kry hulle die gedagte om die almal gelyk te maak en so word die boervolk onderdruk. En hulle is die oorsaak daarvan dat hierdie mense wegtrek. Maar daar lê nog 'n bloedrivier, 'n vryheidsoorlog en 'n Anglo-Boereoorlog voor. En 'n soort demokrasie voordat hulle kan volk word. Ek sal uiteindelik met bloedrivier om dit vir u te probeer ontleed. Hierdie wonderwerk van hierdie trekkers wat republieke stig, wat gereformeerde mense is, wat die Afrikaanse taal ontwikkel, trek die binneland in,
die gevaarlike binneland. U sal oplet dat ek die woorde demokrasie gebruik en dat ek die woorde Difakane gebruik. Vir u wat bekend is met die terme, maar daar mag wees van u wat nie bekend is met hierdie terme nie. Difakane of Mefakane of Lifakane is woorde wat hier swartes gebruik word na Chaka met sy moordbendes begin het. Chaka het klein stamme begin uitroei, die vrouens vergader en die mans doodgemaak. Chaka het bedroef geword oor sy ma Pampata se dood en toe sê hy, dis die sogende vrouens se skuld. Kom ons maak 6000 van hulle dood, dan sal ek nie meer bedroef wees nie. Hy maak 6000 vroue dood en 6000 koeie, maar sy droefheid bly nog staan. Chaka wat 'n skrik bewind in Suidelike Afrika voel. Chaka word gestraf deur die moord wat Dingaan en sy broer of sy halfbroer teenoor Chaka pleeg. Hulle maak hom dood, maar Dingaan gaan aan met hierdie moord orgie. Dingaan moet ook iewers gestraf word. En dan sê die Kasi breek weg en hy vat die hele westerse deel van die land. Hulle roei meer as 2 miljoen mense uit wat hier rondgebly het. So het Leys byvoorbeeld uit Potchefstroom geskrywe en hy noem die dorp Potskerfstroom. As hy aan die Republiek Natalia skryf. Potskerwe. Kopbene, beendere wat rondlê. Maar wat het God gemaak in die Afrikaanse volk? Hy het gesê, hier is 'n oop land. Hier bly niemand nie. Trek in. Die Vrystaat lê oop. Die Transvaal lê oop. Ons weet van die moord op Pieter Tief, wat ons al reeds van gehoor het. Ons weet ook op Dingaan se problematiek. Die Difakane wil ek uitbrei na die Anglo-Boereoorlog. Die Difakane wat die Engelse pleeg teenoor die Afrikaners. Dit is merkwaardig dat selfs Britte, Russe, Hongare, Australiërs teen die Britte vir die Afrikaners en Duitsers vir die Afrikaners kom veg het. So, die hele gedagte van die Difakane maak die land oop vir kolonisasie. As dit nie 'n wonderwerk is dat volkere in jou plek gegee word, sodat jy hulle huise kan bewoon. Dis God se werk om vir ons 'n land te gee. Ek wil so 'n bietjie praat ook oor die sogenaamde demokrasie. Ons hoor altyd van die demokratiese verkiesing wat hier plaasgevind het. Weet jy? En ek wil ook sommer wat prominent praat oor die Britse demokrasie. Jy weet, die Jakobynse gedagte, Rooms-Katholieke gedagte word deur die Engelse gegryp, wat sê, Vox Populi, Vox Dei, die stem van die volk is die stem van God. En dadelik sal jy sommer hier agterkom, hier is 'n stuk ironie, hier is 'n stuk leuen, hier is 'n stuk halwe waarheid. Want as die volk skree, kruisig hom, laat sy bloed op ons en ons kinders kom, het hulle dan vir God gesê wat om te doen. Het jy gesien, as die volk se stem, God se stem oorheers, dan kry ons Vox Diabolus, die stem van die duiwel.
En dit sien ons in hierdie land op hierdie oomblik. Dit het Vox Diabolos geword. Maar hierdie demokrasie het die Afrikaner ook tot voordeel gekom. 1910 is 'n Unie-stemmery, die boere stem, die boere het 'n groter stem. Uiteindelik is daar die Republiek van Suid-Afrika waar 'n bietjie meer stemme is as die ander wat daarteen gestem het, en ons kry 'n Republiek van Suid-Afrika. En die Nasionale Party is dan wat daar gekom het vir 50 jaar amper. En u sal sien dat partye sommer gou vernietig word. Gou oorgaan, gou verbygaan. Gaan kyk op hierdie oomblik hoe lyk dit in Frankryk. Gaan kyk op hierdie oomblik hoe lyk dit in Italië. Waar elke paar maande 'n nuwe regering is. Maar hulle universiteite staan van die 11de eeu af. Politieke partye is maar 'n asempie wat nog kleiner is as die wind wat oor die gras waai. Hulle gaan gou oor. Jy sien dit met die ANC wat nou besig is om oor te gaan. Hulle is gou oor. Maar die Nasionale Party het sy waarde gehad vir die vorming van die Afrikaner volk. Want die skole het begin praat oor die apartheidsgedagte, die Afrikaner se eksklusiviteitsgevoel. Dit is een van die dinge wat ons kultuur kenmerk. Ons is nie verbasteraars nie. Ons is mense wat ons eie wil behou. Ons wil nie ander mense vernietig nie. Ons is nie teen die skepping van God nie. Ons wil ons hand uitreik na ander toe, soos die aanstond sal hoor. Goed. So, en dan die NG Kerk van daardie tyd het jy gesien, kerke gaan ook maar so vinnig verby, amper soos politieke partye. Ons sal daardie vraag ook uiteindelik moet beantwoord. Hoekom die Afrikaner volk wat so gebou het, paaie gemaak het, spoorlyne, besighede, waters gemaak het, in die Namib, waters gemaak het in die Kalahari, die land ontwikkel het. God het 'n volk gemaak wat ontwikkelaars is. Maar hierdie volk moes nog volk word. En by Bloedrivier sien ons dat hierdie embryo begin volk word. Het jy opgelet dat daar Duitsers is, Hollanders, Franse, Portugese, 'n klomp westerse lande se mense sit in hierdie laag van die 470 boerekregers. Die wonder is dat uit hierdie klomp nasies uitgetrek is, soos Abraham uitgetrek is dit God hierdie mense uitgetrek om 'n volk te maak. En nou kan ons 'n bietjie praat oor die wonderwerke. Die tyd byvoorbeeld. Die Zulus kon vroeër aangeval het, hulle het nie. Die laar, die plek byvoorbeeld, wonderwerk. Nog 'n wonderwerk is soos Dominee genoem het, die kruit wat droog was. Nog 'n wonderwerk, die bygeloof van die swartes. Een van die swart skilders het vertel, dis nie julle boere wat ons geskiet het nie, ons het gesien hoe waans met vuur en pere uit die lug uit afkom. En vir ons doodbrand, dis hoekom ons weggevlug het. As dit nie God se werk is om hierdie mense ook te laat sien dat God
groter is as die geeste wat hy gemaak het, groter as Nkulunkulu. Dit het die Zulus daardie dag goed gesien. Die groot wonderwerk gebeur egter in die laag. En dit moet die Afrikaner volk nou leer. Dat mense hulle volle vertroue in die lewende God wat hemel en aarde gemaak het, stel. Hulle volle vertroue. Maar ek wil graag praat oor hierdie ander mense wat ook in die land was. Daar was 3 ure. Alexander Biggar, Joyce Parker en ongeveer 100 Zulus wat van Dingaan af weggevlug het. Ag, jy weet mos dat Silkaas gestraf is. Jy weet mos dat Potgieter by Mosega vir Silkaas uitgewis het, sy groep en hulle in Zimbabwe ingedryf het, nog 'n groot land oopgemaak het. Maar hier sit hierdie ure en hier sit hierdie Zulus in die land. Wat maak hulle hier? Hierdie mense wat in die jaar sit, is getuies. Wat sien hulle? Hulle sien die boere roep God aan. Hulle sien die boere die hulle self oor aan God. Hulle sien die boere is een in gedagte, een in geloof. Hulle ervaar die teenwoordigheid van God in die laag. Ek kon net Biggar uitsonder. Biggar was hy was bietjie skelm. Hy het in Engeland 'n bietjie gesteel daar van die geld waar hy gewerk het en dan het hom gekos nie na hierdie land toe. Maar goed, Biggar het 2 seuns verloor. Een het hy by Bloukrans verloor en 'n ander een teen die Zulus. Hy wou wraak neem. Biggar, die man wat wou wraak neem, sien die boere kniel voor die lewende God. Hy sien die wonderwerk van wat gebeur hier. Hy sien die wonderwerk dat niemand dood is nie. Hy sien die massa Zulus wat hy nie kon oorwin nie. Hy het nie nodig om sy seuns te breek nie, want God doen dit self. Biggar gaan saam met die boere na Dingaan stad toe. En hulle agtervolg hulle word in 'n hinderlaag by Opate Kloof. Biggar kan uitvlug as hy wil, maar hy is een van die laaste manne wat staan en val vir die boerevolk. Alexander Biggar gee sy lewe vir die boerevolk, vir God se werk. Hy is geraak hier, dit wat bloedrivier gebeur het. En die Zulus wat daar was, en hierdie wat gevlug het, gaan kyk op Gingindlovu staan, op Gingindlovu staan 'n sendingstasie. Baie Zulus het gelowig geword. En nou, waar staan ons in hierdie tyd? Waar staan elke een van ons in hierdie tyd? Dit is 'n tyd van chaos. Mens kan sien is chaos. Maar die lewende God het uit die chaos van die aarde, uit die baaierd het hy geskep. Hy is 'n God wat uit chaos kan orde skep. Die boerevolk moes leer om hulle taal te behou. Die boerevolk moes leer om hulle kultuur te behou. Die boerevolk moes leer om God
bo alles te vertrou. Ek weet dat u taal lief het. Ek weet dat u kultuur lief het. Maar vertrou ons God ten volle. Weet u wat? Hoe van Riebeek gesê het, ons staan, ons wat hier gekom het, ons gaan die evangelie gee om die land te beskaaf. En toe die boere daar gestaan het as 'n buffer teen hierdie wit mense wat in die land was vir die wit mense van Suid-Afrika. En toe die boere daar gestaan het vir die swartes in die land, vir die swart mense van Suid-Afrika. Toe het ons besef, ons is die buffervolk. Ons staan in die bres. Die Afrikaner volk is geroep om in die bres te staan vir die ander volkere van Suid-Afrika. Ons het 'n taak om te doen. En niemand kan vir u kies nie. Mens kies net vir jouself. Kies dan vandag om God onvoorwaardelik te vertrou. Kies dan vandag dat my lewe so sal wees, dat ander mense wat saam met my voor die troon van Christus sal staan, elke taal, volk, stam en nasie, met een doel, die verheerliking van Christus. Dat ek dit sal besef en staan saam met my, dat ons lewens so sal wees, dat ons wat die korrektief geword het, dat ons wat in die rus staan, dat hulle ons sal aangryp en sê, ek wil saam met jou gaan, want ek sien dat God met jou is. Tot daartoe. Thank you.